Goeiemôre broers en susters. Goeiemôre broers en susters. Ons vertrou die laatkommers kom nou in. Pastoor Edmund sê vir my vanmôre, daar's mos 2 wegrapings. Een vir die gewone mense en een vir die AGS mense, want hulle is altyd laat. Ons is bly om vir u hier te hê vanmôre, u wat hier is, gaan vanmôre die seën van die Here ervaar, gaan die Heilige Gees leiding ervaar in die lewe. U gaan vanmôre weet dat God gaan met u 'n afspraak hê as u hom toelaat om dit te doen vanmôre. Is u gereed om hom toe te laat? Is u gereed om hom toe te laat? Dis die belangrikste. Die Here se werk is kragdadig in enige mens se lewe wat hom toelaat. As u hom nie gaan toelaat nie, gaan hy nie met u kan werk nie. Is u daar by my? Is u by my? So u wil hom toelaat. Mooi. Kom ons staan voor die Here vanmôre. En ons vra die Here vanmôre om regtig in ons gemeente vanmôre te werk soos nog nooit tevore nie. Ons moet altyd 'n verwagting hê dat God sal werk soos nog nooit tevore nie. Sal u hande saam met my opsteek? Here, ons wil ons harte oopstel vanmôre. Ons wil vanmôre vir u toelaat om in ons gees en ons sielsdimensie en ons liggame vanmôre 'n kragdadige werk te doen, Here. En ek bid vanmôre, want ons glo in 'n God, die enigste God wat lewe. En omdat u lewe, sien ons kans vir môre, maar omdat u lewe, weet ons u is nou hier by ons. U is binne in ons deur u Heilige Gees. En ek bid, Heilige Gees, wees welkom vanmôre in ons teenwoordigheid en kom doen u werk net soos wat u wil. Ons wil vloei soos wat u sê ons moet vloei. In Jesus se naam. En die kerk sê amen. Loof die Here. Groet gou iemand daar by jou, sê net hallo vir hulle. Ons gaan heerlik die Here se naam groot maak en hom prys en wag op u offerandes en tiendes. Praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. This praise is the waters my enemies drown. I'm breathing, I got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? The Lord, oh my soul. I praise when I feel it, praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. Praise is a shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul.
'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. A mighty river flowing from your heart, filling every part of our praise. Your presence in this place, your glory on our face, looking to the sky, descending like a cloud. You're standing with us now, Lord, unveil our eyes, 'cause you're the reason we're here. You're the reason we're singing. Open up the heavens, we want to see. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart, filling every part of our praise. Open up. Open up the heavens, we want to see. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart, filling every part of our praise. Show us your glory. Show us your power. Show us your glory, Lord. Show us your glory. Show us your power. Show us your glory, Lord. Show us your glory. Show us your power. Show us your glory, Lord. Show us your glory.
to see you. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart, filling every part of our praise. Open up the heavens, we want to see you. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart, filling every part of our praise. Flowing from your heart, filling every part of our praise. Flowing from your heart, filling every part of our praise. Hallelujah. Hallelujah. Broers en susters, ek kom vanoggend in die bidkamer en die Heilige Gees herinner my aan 'n droom wat ek die laaste maand gehad het, wat ek eintlik dit my ontgaan. En ek droom hoe ons sing en ons sing die volgende woorde: let nothing be wasted. Let nothing be wasted. En ek sien hoe val die glorie van die Here en almal skarrel rond en hulle probeer dit optel en bymekaar kry. So die glorie van die Here is hier, sy teenwoordigheid is hierso. Dit is jy wat jouself moet oopstel om dit in te neem en dit te vat soos manna wat hy vir die Israeliete gegee het. Dis al wat ons nodig het, sy glorie en Jesus Christus en die Heilige Gees. En sien dit vanoggend met jou geestesoog en fisies hoe jy sy glorie inneem and how you empower yourself through Christ and the Holy Spirit because He wants to give it to you. Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds.
will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Hallelujah, Lord Jesus. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus.
against the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, and now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Hallelujah. Name of Jesus. Powerful name of Jesus. Powerful name of Jesus. Jesus. Yes. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. All these saints, all the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You
deserve the glory. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. A day and night, night and day, let incense arise. day and night, Night and day, let incense arise. A day and night, night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. A day and night, night and day, let incense arise. day and night, Night and day, let incense arise. A day and night and day, day and night, arise. day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are Worthy of it all. Sê vir hom hy's waardig. Sê vir hom hy's You are waardig. worthy of it all. Hallelujah. For from you are all things, And to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Worthy, Lord. Halleluja. Kom ons loof bietjie die Here daar waar ons staan. Kom ons aanbid hom. Geef vir hom insins. Geef vir hom so 'n bietjie reukwerk vanmôre. Stuur so 'n bietjie reukwerk op na hom toe vanmôre. Steek die hande op na die Here vanmôre. Ons loof U, Here. Ons loof U naam want U is vreeslik, wonderbaar. U naam is bo elke naam, Here. Ons prys U vanmôre. Hallelujah. Let incense arise. Day and night, night and day, let incense rise. Hallelujah. Day and night, night and day, let incense arise. Ribona Rabashena. Night and day, let incense arise.
is alright. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. 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 You are worthy. You are worthy. You are worthy. You are worthy of it all. Hallelujah. Riba Shem Dorolobokosundalava. Hallelujah. We praise you, Lord. We adore you, Jesus. We love your name. Hallelujah. 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 Loof sy wonderbare naam. Ervaar jy hom? Beleef jy hom? Het jy oopgestel vir hom? Halleluja. Loof die Here. Het jy 'n verwagting vir vanmôre? Halleluja. 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 Loof die Here in hierdie stemming, neem die sitplekke. Loof sy wonderbare naam. Die Sondagskool gaan net uitbeweeg. Hulle gaan weer terugkom met die woord, met die nagmaal om saam met ons nagmaal te bedien, maar die Sondagskool kan nou uitbeweeg. Loof die Here se naam. Is he worthy of it all? Praise the name of Jesus. Is dit hard? Bietjie hard. Is bietjie hard julle of nie? Is julle alright? Reg so. OK, span, baie dankie. Ek het dit geniet. Ek het lekker in die teenwoordigheid van die Here ingekom, prys sy naam. Voordat ek gaan preek, het ek 'n paar sekonde klip wat ek wil hê u moet luister, want dis wat die woord vir u moet doen nou. U moet nie die woord wil verander en die woord moet u verander. Is dit reg so? So as u dit gaan weet vanmôre en dit gaan sê, Here, laat u woord my verander vanmôre. Ek wil nie u woord verander om my te pas nie. Luister gou hier en dan preek ek vir u. Is dit reg so? I was reading the word, but I wasn't really understanding the word the way I should have. And it's trial and error. I mean, when you're first doing your walk, it's really hard to just all of a sudden overnight become obedient. And so I was almost picking and choosing what I wanted to live by. Instead of letting the word change me, I was almost changing the word. I really made the decision to dedicate myself and my body to Him and say, you know what? It's not about what I want. It's not about what I think is right. It's about what the word says. When you really get an understanding of the word and you let it renew your mind, that's when the transformation happens. And you're going to be more into what pleases God and less what pleases you when you really understand the gospel and the word and the truth of what it says. Yeah. Wonderlik. Gee die Here 'n lofoffer. Ons wil sy woord aanvaar vanmôre in ons lewens. Prys sy wonderbare naam. Ek praat met u vanmôre in ritme met God se manier. In ritme met God se manier. Not my way, God's way. God se manier, die ritme om in God se teenwoordigheid in te beweeg, om sy manier in my lewe te begin toepas, want as ons sy ways doen, dan gaan ons geseënd wees. Kan u daarop getuig vanmôre?
Prys die Here se naam. Nou goed, net 'n paar dinge om gou vir u te sê. Wat's die verskil tussen om my manier te doen of om God se manier? Kom ons luister net gou hier. Wat is die verskil tussen mense wat weet van die Heilige Gees en kinders van die Here wat 'n pad stap met die Heilige Gees? Hoor gou mooi, ek gaan vir jou 'n paar goed gee. Die verskil tussen 'n godsdiens wat jy beoefen of 'n verhouding wat jy uitleef. Vang jy dit? OK. Christelike lewe is nooit gemaak om in jou eie krag die lewe aan te pak nie. En die probleem is met die mensdom, ons wil in ons eie krag doen, en wanneer ons foute maak en goed, dan is ons vinnig om na die Here toe te hardloop. Is dit waar, broers en susters? Sê maar amen of eina. Jesus sê in Johannes 16 vers 7, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle beter, dit is vir julle voordelig, het ek hom nie daar nie, nee. Maak nie saak nie. Dit is net 'n woord wat ek vir julle wil gee. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. In die Engels sê, it is better. It is better, it is better, it is better that I go away and send the Holy Spirit. Why is it better? Hoekom is dit beter? Kan dit beter wees as iemand by jou is of as hy weg is van jou af? Miskien gaan die vrouens nou sê, nee, partykeer wil ek hê my man moet so 'n bietjie weg wees. Maar as Jesus hier was, hoe is dit beter dat hy kan weg wees? Want die groot probleem is, Jesus was in vlees hier, en hy kon net by een mens op 'n slag wees. Hy kon net vir jou bid. En nou wat nou vir my? Verstaan jy? Toe gaan Jesus weg na die hemel toe, en hy sê, OK, maar nou stuur ek vir julle 'n ander gees, wat by julle en in julle kan wees. Halleluja. Loof die wonderbare naam. So, die Heilige Gees maak dit moontlik vir elke geredde mens op hierdie hele wêreld, omdat hy in elkeen van ons op dieselfde oomblik kan wees. Hy's nou by miljoene ander mense, terwyl hy hier by jou is. Sê, dankie Here, gryp hom so. Dankie Here dat U hier by my is nou, halleluja. Maar U is ook by Pastoor Edmund, halleluja. U is ook by Pastoor Sissel vanmôre. Loof die wonderbare naam. Welkom Pastoor Sissel. Ons mis jou so as jy nie hier is nie. Jy sal altyd deel van hierdie gemeente se begin wees. Die begin van hierdie gemeente, prys sy wonderbare naam. Ons is lief vir jou. Halleluja. So Jesus gee vir ons die Heilige Gees. Nou 'n kind van God kan nie alles self doen nie. Jy gaan nie 'n suksesvolle Christen wees as jy nie laat die Heilige Gees vir jou dinge moontlik maak nie. Dis net die Heilige Gees wat vir jou dinge kan moontlik maak, prys sy naam. Sagaria 4 vers 6 sê, nie deur krag, kom sê gou saam, ek is seker julle ken hom, nie deur krag of deur geweld, maar deur my Gees, sê die Here. Broers, hou maar op om jou eie krag te wil indrig, om jou ding gedoen te kry. Laat die Gees van die Here jou lei, prys sy naam, en dit gaan met jou baie beter gaan. Halleluja. Jy kan nie aanhou bou, hoor nou baie mooi, jy kan nie aanhou bou aan iets wat net die Heilige Gees kan bou nie. Ek gaan vir jou 'n paar, jy gaan moet oplet vanmôre, né? Sê vir die een langs jou, let op in die klas vanmôre. Jy kan nie aan iets bou wat net die Heilige Gees bou nie. Hoor, baie van ons mense dink ons kan bou, en dan wanneer ons klaar gebou het, moet die Heilige Gees kom seën. OK. Kan ons kom by 'n plek waar ons nie net vir God elke dag 'n lysie gee van hoe ons wil hê hy moet werk nie, maar in ritme wees met hoe hy werk. Dis my inleiding, is dit reg so? Hoe kom ek uit by hierdie dinge? Goed, watter dinge? Luister gou die dinge wat ek gesê het. Hoe kom ek uit by die dinge dat ek nie net weet van die Heilige Gees nie, maar 'n pad stap met die Heilige Gees? So ek gaan 'n paar goed vir julle noem nou, en dan gaan ons begin om daarmee te loop. 'n Godsdienst te beoefen in plaas van 'n verhouding. Nie in eie krag nie, maar die Heilige Gees krag toelaat om te werk in my lewe. Nie deur krag of geweld nie, maar in die Gees van die Here. Jy kan nie dinge bou wat
net God kan bou nie. OK, so dis die goed wat ons moet antwoord vanmôre. As jou lewe op 'n plek is dat jy alles self doen en alles self bou en alles self wil doen, dan sit jy op 'n verkeerde plek, want dan laat jy nie die Heilige Gees werk in jou lewe nie. OK, so ons moet uitkom, wat moet ons doen om die Heilige Gees te laat werk in ons lewe? En die eerste ding wat ek met julle wil deel, is verwelkom God se teenwoordigheid. Holy Spirit, you are welcome in this place. Holy Spirit, you are welcome in my house. Good morning, Holy Spirit. Hoorie broer en suster, weet jy nie, Benny en ek weet daar het baie stories en goed wat gebeur het later jare, maar daai man het 'n boek geskryf, Good Morning, Holy Spirit. And it touched my heart, it touched my spirit. En het 'n deel geword van wie ek as pastoor was deur die jare, want ek het geweet, sonder u Gees kan ek nie lewe nie. Halleluja. Ons weet die Heilige Gees is daar, maar ons groet hom nie eers elke dag nie. Wie groet die Heilige Gees elke dag? Sien julle? Weet jy, as jy jou oë so oopmaak in die oggend, wat doen jy? Ek wil gou vir julle dink wat ek dink 90% mense doen. Hulle steek hulle hand so uit. Dan vat hulle so 'n dingetjie met 'n skermpie. Sien my nou? Hier sê die duiwel. Doen my nou guns hierdie week, broer en suster. En voor jy jou hand uitsteek na daai selfoon sê goeiemôre Heilige Gees. Good morning, my Holy Spirit. Jy het oor my die wag gehou vandag, hè? Ja, jy het gekyk dat ek asem nog haal en my asemhaling goed is. Hy het dit gedoen, hy het jou opgepas in die nag. Hy was by my, toe ek 'n slegte droom het, toe troos hy my toe ek wakker word. Hy kyk selfs na my niere in die nag. Wanneer jy ouer word, kyk hy meer na jou niere. Ja, hardloop so 'n bietjie meer. Is dit? Ja, okay, dis ook 'n eina daai, dis ook 'n eina. Hy hou die hele nag my asem in sy hand en dan kan ek nie eens vir hom môre sê nie. Dis deel van verhouding of net 'n godsdiens. Dis hoekom mense Sondag kom en hulle verstaan nie hoekom die pastoor so mal is hier nie. Of hoekom hierdie span hier voor so 'n anointing het nie. Want ons sê môre Heilige Gees. En in die dag, Heilige Gees, wat moet ek hier doen? Heilige Gees, wat moet ek daar doen? Okay. Ek en Don, nee, ek gebruik haar so baie as voorbeeld. Sy gaan nog eendag in die hemel vir die Here sê, hoekom het hy my so baie gebruik? Maar weet jy nie, toe u net getroud was, jy kon jou vroukie opeet. Is dit waar, hè? Jy kon nie genoeg van haar kry nie, man. Jy was mal oor haar. Weet jy wat kom ek agter die laaste tyd? Dat ek en Don het so gewoond geraak aan mekaar, ons sê nie eers vir mekaar dadelik môre nie. Môre my liefie. Ja, is nou te laat. Wat ek probeer sê, onthou jy toe jy tot bekering gekom het, hoe lief was jy vir God? Ek kon nie wag om met hom te praat nie. En hoe het ons verkoud geword, dat ons nie meer weet om essence, na die Here te stuur nie. En incense, ekskuus julle, okay, maar nee, ek weet nou nie, julle weet waarvan ek praat. Halleluja, halleluja. Kom ons lees gou 2 Korintiërs 13. Is u lief vir die Here? Is u nog opgewonde? Okay, kom ons kyk gou. En die genade van die Here Jesus Christus is altyd met ons. Weet jy sy genade is groot oor jou?
En die liefde van God, weet jy, God is lief vir jou. Sê bietjie daar vir jouself, God is lief vir my, halleluja. God is lief vir my. En die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle, party van julle. Almal. En dan sê die Here iets, amen. Hy sê ek bevestig is, die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle almal, amen, halleluja, prys die wonderbare naam van die Here, hier gaan ons. Die Heilige Gees is nie net vir bidtyd nie. Die Heilige Gees is nie net daar wanneer jy jou bidtyd met die Here het nie. Die Heilige Gees is daar vir die hele dag en alles wat jy doen. Dis 'n gedeelde lewe met 'n ander persoon. Dis wat verhouding is. Ek en Don deel 'n lewe saam. Die Heilige Gees is binne in jou, wanneer jy hom aangeneem het as saligmaker, as jy Jesus aangeneem het. En hy leef met jou 'n gedeelde lewe. So is dit beter om sy wyshede te wil hê voor jy besluit te neem. Daar's net een of twee wat hulle, nee, ek gaan maar my eie kop volg. Ek sal maar my kop stamp. Jesus, help ons, o Here, U is daar vir ons. Prys die naam van die Here. Gedeelde lewe met Jesus. Deel alles met die Heilige Gees. Voor jy iets doen, deel met hom. Klein, konstante dingetjies. Weet jy nie, begin met die Here, jy hoef nie nou net die grootste dinge met hom te deel nie. Deel met hom die kleinste dinge. Ag, liewe Jesus. Dis nie my vrou nie, hoor. My vrou of my man het nou weer sy tandeborsel daar so vuil, die wasbak vuil gelos. Here, help hom, cleanse him, help him, Lord. Ja, Here, help ons almal. Die verskil tussen hom eenmaal per week ontmoet. Dink jy daar's mense wat hier sit wat hom net een keer 'n week ontmoet? Verseker so. Die verskil tussen om hom een keer 'n week te ontmoet en in die res van die week vir hom gunstietjies en gawietjies te vra. Ek gebruik hom net wanneer ek hom nodig het. Weet jy wat, die Here het my oor die vingers getik die week. Die Here het my, tik die Here partykeer julle oor die vingers, die Heilige Gees, tik hy julle. Ek sê vir die Here, ek kan 'n pastoor 'n belydenis hê. Ek het hierdie week minder gebid. Ek het nie my Bybel saamgevat Wildtuin toe nie. So, kyk hierdie oom, hy kyk vir my pastoor. En dis 'n broer se skuld. Hy het eendag vir my 'n broer wat in die ander gemeente was, het vir my gesê, pastoor, jy gaan nou met vakansie nie. Los alles in jou Bybelhok. Maar weet jy, terwyl ons daar is en ek minder bid en nie lees nie, sê die Here vir my, maar jy is daar 'n bietjie vermetel, jou mannetjie. Jy vra die hele tyd vir my om vir jou luiperds en leeu's en allerlei goed te wys, maar jy kan nie met my praat soos wat jy altyd met my praat nie. Wat is jou storie? Here Jesus, in plaas daarvan om saam met hom te bly, in sy huis wat jy is, elke dag met hom te wees, gedeel in mekaar se genietinge, en Sondag sê jy vir hom, Heilige Gees, ek en u het sulke wonderlike tye die week gehad, kom bietjie saam met my kerk toe, dan gaan ons saam met al die ander wat jy ingebly het, en ons gaan loof 'n bietjie die Here se naam. Dis die verskil tussen 'n leefwyse en 'n godsdiens. Godsdiens kom jy Sondag met jou dassie en jou baadjie aan hier, en jy kom sê, hallo Here, dankie vir die woord, maar hallo, goodbye. Die volgende ding, so die eerste ding is verwelkom die Heilige Gees. Die volgende ding is bestudeer die woord van God. Die Heilige Gees praat nie net met jou mind, hy praat net met jou mind as dit gevul is met God se woord. Hoor nou mooi, ek sê vir u 'n verskriklike belangrike ding. Die Here se Gees pluk nie iets uit die lug uit en sê vir jou, hier's dit nie, jy het dit nou nodig, jy's nou in 'n krisis nie. Jy lees sy woord kom sit in jou gees, sy woord is daar partykeer
nie 'n rema woord nie, maar wanneer jy die krisis het, wanneer jy in die omstandighede is waar dit vir jou moeilik raak, dan sê die Heilige Gees, hier's die rema woord nou. Dis die woord wat jy nou nodig het, want jy's in 'n krisis. Ons het dit gesien met my moeder terwyl sy op 'n sterfbed gelê het. Die Heilige Gees gryp nie goed uit die lug nie. Nee, hy gebruik wat in jou gedagtes reeds gelees is toe jy die woord bestudeer het. Weet jy, wie van jy onthou nog goed toe jy 'n klein seentjie was wat jy uit die Bybel gelees het? Ja, ek onthou goede, dank die Here dat ek so lief was vir die woord van die Here. So ek lees goede en dan onthou ek, want Jesus sê hy sal julle dinge leer. Jesus sê die Heilige Gees sal julle dinge leer en dinge in herinnering bring. Is die woord te diep vir julle vanmôre? In herinnering bring. Halleluja, prys die naam van die Here. Kom ons lees gou. Johannes 14 vers 26. But the comforter, counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener, standby, dis alles wat die Heilige Gees is. Hy's baie meer as dit, maar dis wat hy is. The Holy Spirit whom the Father will send in my name, in my place to represent me and act on my behalf, he will teach you all things. Dis wanneer jy in die Bybel woord begin inpak vind en die Here begin jou in sy woord leer, he'll teach you all things and bring to your remembrance everything I have told you. Alles wat in die Bybel is, wanneer jy dit nodig het, dan gee hy vir jou die regte goed op die regte tyd. OK, ek hoop julle verstaan dit nou. Dankie Here, ek verstaan dit, ek hoop hulle verstaan dit. Maak dit vas in hulle gedagtes vanmôre. Loof die Here se wonderbare naam. As jy niks gelees het nie, gaan jy niks onthou nie. Verskriklik. As jy nie jou Bybel lees nie, ek wil amper vir jy sê, die woord, daar's kerke wat net woord gerig is. En dan's daar kerke wat net Heilige Gees gerig is. Is dit waar? If they're not together, they can't work. Because they need each other. Want die woord is Jesus Christus en die Heilige Gees is die Heilige Gees. En die Heilige Gees gebruik wat Jesus sê. Here, maak hierdie goed vir hulle oop. Halleluja. U het dit vir my oopgemaak. Help hulle dat dit oop word vir hulle. Bybel lees is verhouding. Bybel lees is nie navorsing nie. Daar's 'n verskil om iemand se briewe te lees. Luister nou baie mooi, ek stempel die stempel vir jou op hierdie wat ek nou gesê het. Daar's 'n verskil om iemand se briewe te lees as inligting. Om iemand se briewe te lees uit liefde. As jy nie die Gees van God, as jy nie God lief het nie, jy het nie vir Jesus lief nie, jy het nie die Gees van die Here lief nie, dan gaan jy die Bybel uit liefde lees nie, jy gaan die Bybel amper uit dwang lees om inligting te verkry. Maar as jy Jesus lief het, lees jy die Bybel uit liefde. Ek onthou, jare terug, het Don vir my, sy het vir my sulke bokse, ons het dit nou nog in die garage, bokse liefdesbriewe geskryf. Sy kon mooi woordjies vir my skryf hoor. En dan eet ek daai briewe op. Het jy al 'n brief opgeëet? Jy kan nou nie die selfoonbriewe meer opeet nie, maar ek het amper, ek kan nie genoeg van daai brief. Ek lees daai brief 3, 4, 5, 6, 7 maal, 8 maal, tot die volgende een kom. Lees ek hom elke dag oor tot die volgende een daar. Is dit waar? En toe later raak ons gewoond en ons gee nie mekaar meer briefietjies nie. Eina. Dieselfde woorde, verskillende betekenis. Inligtingsbriewe of liefdesbriewe. Jy kan presies dieselfde lê, maar vir die een wat lief het, beteken dit heeltemal iets anders. Kan jy amen daarop sê? As jy God lief het, sal jy lief wees vir sy woord. Prys sy wonderbare en sy heilige naam.
Ek moet Bybelbeloftes begin leer ken. Ek wil hê jy moet gaan, al begin jy net 'n paar Bybelbeloftes leer ken. Wat is een van my so mooi? Ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Wanneer jy in 'n krisis is, watter mooier woord as of wat die Here sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Wat 'n wonderlike belofte is dit as jy in 'n krisis is, prys die wonderlike naam van die Here. In 'n krisis bring die Heilige Gees dit wat in sy woord gelees is in herinnering. Sê herinnering. O Here, ek weet jy is lief vir my. Hoeveel keer sê die Here nie in die woord hy's lief vir ons nie, hè? Jy kan gaan duisende plekke kyk en sal hy sê hy's lief vir jou. Wanneer jy in 'n krisis is en jy weet en jy sê vir die Here, Here, dankie dat u woord vir my sê, u is lief vir my. Gaan jy worry oor goed wat met jou gebeur wanneer jy weet die skepper van die hemel en aarde wat alles in sy hand hou is lief vir jou. Ek kan nie wanneer ek in 'n krisis daar by my werk is of iets, die Bybel gryp en sê, oei, nou moet ek eers soek van 'n krisis dat ek dit gou kan kry nie, om gou die duiwel hier aan te spreek nie. Die woord moet in jou hart wees om te sê, daar staan geskrywe, jou vyand. Jy kan nie my hoor nie, want die Here sê in sy woord, ek is 'n geseënde, ek is 'n gesalfde, ek is 'n anointed one of the Holy Spirit of God, hallelujah. Ek is God se, prys die naam van die Here. U is lief vir my. En ek sal nie bo my kragte versoek word nie, ja? Dis belofte. Saam met die versoeking sal ek die uitkoms gee. Halleluja. Moenie vrees nie, want ek is met jou. Efesiërs 4 vers 17, die woord is die swaard van die Gees. Dit is vir my so uitgestaan weer, die Heilige Gees het vir my gesê, ek moet dit aan julle in herinnering bring, dat hy is die swaard van die Heilige Gees. Ok, die Bybel is die swaard van die Heilige Gees. Is jy by my? Die woord en die Heilige Gees gaan saam, kan nie sonder mekaar nie. Die swaard is aktief. Wie se swaarde lê so skulde die heel week op die rak? Ja. Jy moet daai swaard elke dag optel. Wanneer jy gesê het, good morning Holy Spirit. Halleluja. 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 Prys die naam van die Here. Daar staan geskrywe. Vyand, daar staan geskrywe. Weet jy wat? Ja, pastoor, maar die duiwel ken ook die Bybel. Hy ken die duiwel as 'n resitasie. Hy ken nie die Bybel met die krag van die Heilige Gees nie. Dis die verskil tussen die Bybel ken soos die duiwel hom ken en die Bybel ken soos wat die Here se gesalfde kind van hom ken. Jy ken hom en jy's gesalf met hom, prys sy wonderbare naam met sy Heilige Gees lei jou. Okay, ek is aan die gang. Die volgende een is in gehoorsaamheid op te tree. In gehoorsaamheid voor jy optree. Om in gehoorsaamheid op te tree, of in gehoorsaamheid te wees voor jy optree. Want gehoorsaamheid op te tree as dit te laat is, dan help dit nie meer nie. Julle, ek kan vir julle 'n paar goed sê wat met my gebeur het hierdie week, wat ek opgetree het voor ek gehoorsaam was. Ons doen soveel keer dinge voor ons dink, en die Heilige Gees kans gee om ons reg te lei. Het jy al 'n oproep gekry, en voor jy nog eers weet wat dit is, nee, skel jy die mense. Het jy al geweet, hoekom 'n ou voor jou dalk ingery het? Maar jy skel hom, jy, hoor jou vark, jou padvark, jy nou weer hier voor my ingery. Miskien was hy in nood. En as hy 'n probleem was, het die Heilige Gees vir jou gesê het, moenie met hom hard wees nie. O, en vir my. Here, help my. Voor ek 'n besluit neem, Heilige Gees, het ek die toestemming om daai kontrak te teken. Het ek die toestemming om daai ding te gaan doen wat ek daar doen. Weet jy, broer en suster, die Heilige Gees wag nie op jou tot jy reg is nie.
Wanneer jy wandel met die Heilige Gees, nee, sal die Heilige Gees vir jou sê watter mense om te help op die regte tyd. En as jy verby hom gery het, het jy jou geleentheid gemis as jy dit nie gedoen het nie. Maar jy moet in lyn wees met die krag van die Heilige Gees. Die Heilige Gees moet jou leer. Prys sy wonderbare naam. Halleluja. Galasiërs 5 vers 25. Lees gou saam met my. As ons, sê ons, deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Daar's 'n verskil om deur die Gees te lewe en met die Gees te wandel. Daai twee loop saam. As jy in die Gees lewe, dan moet jy ook doen wat die Gees sê. So dan moet ek loop waar die Gees lei. Is jy by my? Ek is amper klaar, julle. Jy kan in die Gees lewe, maar agter of voor die Heilige Gees beweeg. Ek wil gou hê julle moet iets sien. Jare terug het ek gepraat oor iemand wat agter die Heilige Gees beweeg en dan te ver agterbly. Jy begin saam met die Heilige Gees wandel en dan het julle al gehoor van voete sleep. Later, hierdie oorlog saam met die Heilige Gees bietjie wild, nee, gaan bietjie voete sleep. My broer en my suster, ek was 'n jong seun, dus ek 'n prefek in die skool. En my broer en suster was ook in die skool. En dan het my pa het baie keer oorgeslaap, want in die bediening daai tyd was baie erg. Kyk, as jy nie besoek nie, nee, sny hulle jou keel af. Nou is hulle weg, nee, nou is ons alleen daar by my ouma bly by ons, en nou die volgende oggend, dan moet ek hulle skool toe gaan, maar François en Marlies was nie baie lief vir die skool nie. En dan besluit hulle nee, maar nou is ek haastig, ek is 'n prefek, ek moet voor die tyd daar wees om die goed te doen wat die skool vir my sê om te doen. Nou weet hulle dit, nou sleep hulle voete. Nou bly hulle agter, dan sê ek vir hulle, kom julle, kom! Nee, gaan maar, ons sal nou daar wees. Dan die eerste pauze, dan sê die op die luidspreker, sal Alwyn Forsie asseblief na kantoor toe kom? Dan gaan ek soontoe, dan sê die meneer, gaan haal jou boetie en jou sussie, jou ouma het gebel en sê hulle sit daar agter die muur. Voete sleep. Of voor die Heilige Gees uit hardloop. Dis twee dinge. Voete sleep en te ver agterraak, of hardloop voor die Heilige Gees en doen voordat hy sê wat jy moet doen. Nou, die laaste. Wat moet ek doen dat die Heilige Gees met my kan stap elke dag? Bely jou sondes elke oomblik. Hoor nou gou mooi, my broer en my suster. Hierdie klink nou vir jou so snaaks, nee. Maar ek wil vir jou sê vanmôre, moenie sonde laat ophoop nie. Dit raak al hoe moeiliker wanneer daai sonde jou al so plat gedruk het, nee, dat jy nie meer asem kan kry nie. Hanteer sonde dadelik deur vergifnis te vra. Hoe langer sonde ronddra, hoe swaarder die las. Hy klou eintlik, wie weet wat is statiese elektrisiteit? Het jy al gesien hoe klou goed aan statiese elektrisiteit? Het jy gesien? Sonde klou aan sonde. As jy eers sonde het, dan kry die ander sonde so 'n lekker vatplek op die sonde. Hy's staties. En dan sit hy op jou, dan maak hy jou so moeg, dat jy kan nie vorentoe beweeg nie. Want met sonde in jou lewe, sukkel jy om hierdie lewe deur te gaan. Dit maak jou moeg. Sonde is 'n gemors. En dis waarvoor die Here gekom het. Dis waarvoor ons aan die tafel gaan sit vanmôre. Want hy het al ons sondes en ons laste gedra. Sonde clouds the mind. Het jy al gevoel, ek kan nie behoorlik dink nie. Jy dink te veel sonde en gemors.
Onbeleide sonde maak ons doof vir die stem van die Heilige Gees. Jy raak later so net dat jy nie meer die stem van die Here kan hoor nie. En nou kom die Here Jesus en hy sê, grieve not the Holy Spirit. Efesiërs, eintlik Paulus, Efesiërs 4 vers 30, het ek dit daar? Grieve not. En bedroef nie, sê saam met my, kom lees saam met my, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is, tot die dag van verlossing. Moenie die Gees wat jou verseël, tot die dag wat die Here Jesus jou kom haal, seer maak nie, don't grieve him. Mens kan nie iemand grieve, as jy nie in verhouding met hom is nie. Weet jy, ek kan nou vir iemand sommer daar in die pad gaan sê, jou lelike ding, nee. Dit gaan miskien om so 'n bietjie vat, maar, ag man, wie is jy in elk geval, ek ken jou nie eens nie. Maar gaan doen jy dit nou met jou vrou? Want jy is lief vir haar en sy is lief vir jou. So as jy haar grief, dan is die seer daar. Want sy weet jy is besig om die verkeerde te doen. Die Heilige Gees sien ons doen die verkeerde. En omdat hy sien, maar jy, as jy aangaan met hierdie pad wat jy loop, gaan jy jouself vernietig. Is hy hartseer. Is julle nog hier? Okay. Dan luister in stilte en ek sluit af. Stilte voel nie. Stilte, wie hou van stilte? Okay, daar's jong mense. Jessie. Het jy al gevoel stilte voel nie produktief nie? Dit voel as ek stil is, dan doen ek eintlik niks nie. Is dit so? But it's in the still small voice of God wat hy die lekkerste aanraak. Wat is sy Heilige Gees jou aanraak. Silence is not always absence. Hoor dit mooi. When all the noise can't help you anymore, allow God's silent Holy Spirit voice to help you. Hy vertroos jou. En dan, wag in stilte na jy gebid het. Wie sê die laaste bid? Here Jesus, goed, baie dankie, ons het nou lekker gesels, en goed, ek gaan nou amen, en dan staan ek op en ek loop. Doen jy die laaste woord altyd met jou vriend, wanneer jy sê, hoor hier so Donnie, so gaan ons nou vandag daai kant toe ry? Verstaan nie nou wat ek sê? Ek moet ons nou wag laat sy sê, ja my man, ons gaan nou soontoe gaan. Dis reg my man. Jy sê vir die Heilige Gees, okay Heilige Gees, dankie, ek het nou vir jy gesê wat, goodbye. Gebed is nie 'n message wat jy vir God stuur nie. Gebed is 'n gesprek met God. En jy wag dat hy jou laaste terugantwoord as jy jou laaste gesê het. Is dit reg so? Prys sy naam, it's conversation. Jou laaste. Op Psalm 143 vers 10. Kom ons lees gou. Leer my, sê leer my, om u welbehaag te doen, want u is my God. Laat u goeie gees my lei in 'n gelyk land. Ek het nou gewonder oor hierdie gelyk land, want my land het nou die laaste tyd nie so gelyk gevoel nie. Is julle lande voel dit partykeer nie so gelyk nie. Maar dis eers wanneer jy in die rus van God ingaan, wanneer hy dit klaar wat dit so gegaan het, gelyk gemaak het, daai plek, dis waar dit lekker is as hy jou lei. Want dan is jy in sy vrede, en sy liefde, en sy genade. Prys die naam van die Here. Kom ek sê net 1 of 2 goed, en dan sluit ons af. Teaching vat tyd. Leading, if you want to be lead, you must be willing to go. And then you must follow the pace of the one that leads. Is dit mooi? Romeine 8 vers 14, dan is ons klaar. Want almal, sê almal, wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Is die God se kind. Kom ons luister net gou ietsie.
Dis wat nou gebeur het nou as jy dit toegelaat het. Hierdie 1 minuut dingetjie wat ek nou vir jy speel is wat gebeur het terwyl ek preek as jy dit toegelaat het. OK. Kyk of jy dit toegelaat het. It's His work in you to sanctify you. It's His job. It's His business. It's His privilege to keep on molding you till you look like Jesus. He's making you holy. Okay? Which means the things you used to be comfortable with before you came to know Jesus Christ, you probably won't be comfortable with anymore. You're going to be sitting in that movie. You would have always gone to see a movie like that, but now there's something about those scenes that just don't sit easy with you. You just get a little hot and bothered. You're like, you know what? I don't think I'm supposed to be up in here. You feel convicted. Or that conversation with that group of friends, y'all always talk like that. It was always all that gossip going on one to the other, and you just participated because it was no big deal. But now there's just something about it that just, I don't feel like I'm supposed to be a part of this conversation. There's something about that relationship that you were in with that other person, and there's something about it that seems immoral. It seems like you're going off track, and it just doesn't feel anymore like this is the place where you are supposed to be. Don't fight what it is that the Holy Spirit is trying to strip away. Stop holding on so tight. He's trying to make you look like Jesus. I was reading the Hallelujah. word, but I wasn't Hallelujah. really understanding the word the way I should Hy have. wil And jou it's meer trial soos and Jesus error. I laat mean, when lyk. you're first doing your walk, it's really hard to Ons gaan die nagmaal bedien vanmôre. En ek wil nie jy moet sien dat ek die preek afsluit nie. Ek gaan aan met die woord in die nagmaal vanmôre. En ek wil hê ons susters wat vir my help bedien, dat jy asseblief na vore sal kom. Dis mos nou vroue maand. Is dit vroue maand of is dit vroue dag? Vroue maand. Is hulle nie, sal julle viertjies daar staan? 4 dae en 4 hierso. Daar is hy. Daar is nou julle, daar enetjie weer. Ag, ekskuus, jy kan maar hierdie kant kom, my sussie. Sal jy hierdie kant staan? Sal jy hier staan? Daar is hy. Baie dankie. Daar is hy. OK. Weet u, terwyl Don vir die mense vra om die nagmaal te bedien vanmôre, vra haar suster vir haar, wat moet sy doen om die nagmaal te kan bedien? Moet sy iets voorberei? Moet sy vas? En dit was vir my so mooi, dat sy sê, maar ek wil nie net hierdie bordjie vir iemand gaan hou nie. Ek wil hê dat wanneer ek met hierdie bordjie loop, die Heilige Gees my lei wat om te doen. En ek het vir haar gesê vanmôre, wanneer jy, en julle kan dit almal vat, wanneer julle loop met daai bordjie, moet dit nie net sien as eenmal in 'n jaar kry ek 'n kans om die nagmaal te bedien nie. Sê vanmôre, Heilige Gees, wys my wie ek voor spesifiek moet bid, as ek daardie kelkie of daardie broodjie vir hulle aanbied. En laat die Gees van die Here, soos, sê gee vir my incense. Laat die Gees van die Here, soos incense, tussen hierdie mense versprei vanmôre, wanneer julle hierdie gee. Sal julle gou vir my die netjie afhaal? Dankie my susters. Julle kan hom sommer daar op die stoel sit. Hierdie is 'n kosbare tafel. Kyk nou hierdie perfekte vroue. Julle kan hom net so. Ek vat hom sommer so dan. Maar Don sal nou dit doen wat hulle nou doen. Jy weet. Ek sal nou nie dit gedoen het nie. Sien nou hoe lief is die Here vir ons, hè? Elkeen van julle is so special vir die Here, hè? So special vir die Here. En toe die dag toe die Here Jesus aan hierdie tafel sit, toe is daai 12 ouens vir hom so special. En het geweet, daar's van hulle wat hom gaan seermaak. Maar daai oomblik wat hy saam met hulle gesit het, het hy nie teen hulle gehou, dat die een gaan dit doen en die een gaan dit doen nie. Hy het gesê, ek wil saam met julle sit, want dit is verhouding. En hierdie is verhouding. En die Here Jesus het in die nag waarin hy verraai is, verhouding met sy disippels gehê. En hy die brood gebreek en gesê, julle ouens, ek gaan moet sterf vir julle.
want julle het my baie meer nodig as wat julle dink. Vat hierdie broodjie en eet dit, want dit is my liggaam wat vir julle gebreek is. En daarna het hy die wyn geneem en dit geskink en gesê, dit is die Nuwe Testament van my bloed. So dikwels as julle daarvan gebruik, bring in herinnering. En wat moet julle dan vir mekaar sê? Bring in herinnering hoe lief ek julle het. Bring in herinnering dat die Heilige Gees met julle werk. Bring in herinnering dat ek weer terug. Kan jy dit die hand saam met my opsteek en sê, dankie dat jy terugkom. Dan gaan 'n dag kom wat ons nie meer hierdie wêreld kan of wil hanteer nie. En dan gaan Jesus ons kom haal, halleluja. En dan is ek reg, halleluja. Dan gaan ek hom ontmoet, halleluja, in die lig, prys sy wonderbare naam. En hy gaan vir my sê, mooi so my diensknegt, dankie dat jy getrou, pastoor Sissel, dankie dat jy getrou was aan my. Ek gaan nou vir jou sê waar om te gee, hoor. Jy kan vir my hierdie blok en die blok, dan kan jy vir my daai blok en daai agterdeel, en jy kan daai agterdeel doen, okay? Dis reg so. Jy moet dit net so vashou, ons gaan nou eers lekker aanbid, hoor, ons gaan nou lekker aanbid. Okay, so jy kan vir my hier en daai agterste deel, Petro, hierso, agterste deel. Okay. My suster, jy kan vir ons hier gee, en dan kan jy net daai agterste mense bedien. Jy kan vir my hierdie blok bedien. Hierdie blok. Hierdie blok. Kan maar agtergaan. Halleluja. Nou wil ek hê, terwyl u sit met u broodjie en u druiwesappie, dat u saam met my gaan aanbid. Is dit reg so? Kom ons speel daai. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. Jy kan saam sing, hoor as jy. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Come on, isn't he worthy today? We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be
Kom ons staan. We worship you, our God. You are worthy to be praised. Gee hom eer vanmôre. Halleluja, halleluja. Nou stop hy te gou. It's his work in you to sanctify you. It's his job. It's his business. It's his privilege to keep on molding you till you look like Jesus. He's making you holy. Okay? Seun van God dat U vir ons gesterf het. Dankie dat U vir ons op die kruis van Golgotha U lewe neergelê het sodat ons in oorwinning kan wees. O, ons vat die oorwinning vanmôre. Here, ons vat dit in Jesus naam. Ons tree op in autoriteit vanmôre. Ons het die Heilige Gees wat U vir ons gestuur het, wat binne in ons lewe vanmôre. En dis 'n voorreg om aan hierdie tafel vanmôre te sit, Here. Ons neem hierdie broodjie nie as 'n ritueel nie as 'n gewoonte nie. Ons neem dit vanmôre omdat U liggaam en U bloed krag dra. Ek wil hê jy moet die broodjie ophou voordat ons hom gaan in ons mond sit. Here Jesus, dankie. Sê dankie vir die liggaam van Jesus Christus. O, liggaam van die Heilige Gees, liggaam van Jesus, liggaam van God. O, prys die naam van die Here. Word verheerlik deur my wat hierdie broodjie neem vandag en dit eet. Sit dit in die mond en sê dankie Here, U is groot. Halleluja. Halleluja. Daarna het hy die beker geneem. Dit is die bloed van die Here Jesus. Here, dankie, deur die bloed van Jesus word slawe vrygemaak. Deur die bloed van Jesus is ek 'n kind van God genoem. Deur die bloed van Jesus gaan ek eendag hemel toe. Halleluja, halleluja. Thank you for the blood of Jesus. Wat ons skoon gemaak het van al ons sondes. U neem dit in Jesus naam. Speel vir my net weer daai ding. Kom, ons gaan net so 'n bietjie saam met hom net sing. Ons gaan nou afsluit. Halleluja. Halleluja. Loof sy naam, loof sy naam. Halleluja. Kom ons aanbid saam met dit. You are Alpha and Omega. We worship you, our God. You are worthy to be praised. You are Alpha And Omega. We worship you, our Lord. you are worthy to be praised. Hallelujah. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Hallelujah. You are Alpha and Omega. Oh, Rebandra. We worship you, our Lord.
You are worthy to be praised. Come on, isn't he worthy today? We Give you all glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. Oh, shake it through. Our Lord, you are worthy to be praised. Reba shuna la bagasetu. You are worthy to be praised. Give you all glory. We worship you. You are worthy to be praised. Yes, Lord, we love you. Oh, the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. All glory. We worship you. Praise. Hallelujah. 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 It's his Kom work ons sê in you dankie to vir hierdie sanctify tafel. you. Dankie It's steek his jou hande job. op. It's his Dankie Here business. vir 'n tafel waarin die oorwinning van Jesus Christus is. Dankie Here dat U so groot werk vir hierdie kerk gedoen het. Dankie dat U U Heilige Gees vir elkeen gestuur het om binne in hulle te bly. Halleluja. Om met hulle te wees. En ek bid as ons in die Gees is, help ons om te wandel in die Gees. Halleluja. O, sê saam met my vanmôre, help my Here om te wandel in die Gees. Halleluja. Loof die naam van die Here. U is ons koning. Sê vir die een daar langs jou, hy is my koning. Halleluja. Dankie my susters. Baie dankie. Ek waardeer julle. Loof sy wonderbare naam. Halleluja. 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 Jo. Ribagashento robosundalawasi. Dankie Here. Dankie Here. Halleluja. Is jy okay? Jy reg? Ek kan nie sitplekke neem. Jo. Sulke tye wat so kosbaar is in die teenwoordigheid van die Here, nee, is dit waar? Ja, pastoor Edmund, dit weet mens weet nooit, moet jy dit in die begin doen of moet jy dit aan die einde doen nie, want die aankondigings voel nou so anti-klimaks, nee. Yes. Weet ons besoek vanmôre vir die eerste keer. Vir die eerste keer. Daarso. Baie, baie welkom. Net u my suster, is net u. Steek gou jou hande op. Daar 2 susters. Ag man, ek is so bly, is daar nog. Daar sy, wonderlik. So baie dankbaar, het julle vir hulle 'n strokie gegee. As u wil, kan jy dit net vir ons invul en sê ons
ons was hier by julle en ons gaan u net 'n lykie gee. Was hier niemand hier nie, in hierdie blok nie? Niemand nie? Niemand, ok, daar sy. Goed, baie welkom dat u ons besoek het, my broer en my suster. Dan hierdie weekse aktiwiteite. Woensdagoggend, vroue, susters bid hier, die manne bid hier woensdagoggend om 10:00 en dan ook power hour om 7:00 woensdag aand. Dan ons selgroepe, dink as 'n selgroep wat ook op 'n woensdag aand sel hou, maar of jy dan nou op woensdag of donderdag selgroep hou, dis reg so. Goed, dan ons jeugbyeenkoms, frekwensie, Vrydag aand om 18:30, daar sy, ons doen 'n beroep op die jong mense om op te daag daar sy. Dan ons welsyn, ons wil net baie dankie sê vir u wat die koskas ondersteun het, ons waardeer dat u is altyd bereid om te gee, en ons sê vir u baie dankie. Dan die muntlegging op die 30ste Augustus, ek hou nogal van 'n notelegging, maar goed, as u munte het, moet u dit nou nie los nie, maar u kan maar die note ook bring, is dit reg so vir die Sondagskool, kom ons ondersteun die Sondagskool. En dan ons vroue koffiekuier die 22ste Augustus, R50 kostes, en as u dan net ietsie sal bring, hierdie is meer 'n lekker kuier vir die gemeente, nee, vir die gemeente susters, as u ietsie sal bring vir skoonmaakmiddels, of sulke goed, nee, is dit vir die lys is daar wat u kan bring, dan bring u net so ietsie saam, dit help die gemeente om die jaar se skoonmaak goedjies bietjie op te top, nee, is dit reg so? Daar sy. Dan is dit ons verjaarsdag mense, Lisa Vermeulen, Annelie Erasmus, Struben van Wyk, Gary Williams en Papita Orfer. Mag u almal geseënd wees, mag u 'n pad met God se Heilige Gees begin stap, prys sy wonderbare naam. Goed, ons voorsangers kan vorentoe kom, en dan gaan ons 'n laaste, is u nog reg vir 'n laaste lied, hey? Sê net vir my ja, ok. Wat is 'n uur en net bietjie meer as 'n half, eenmal 'n week? Is dit waar? Of wat? Ja, maar dit is nou net oor 11, man. Julle het nog nie as julle kos, julle wil nog nie as julle kos hê nie. Ok, kom ons gaan staan en dan gaan ons heerlik saam sing en dan gaan ons die diens afsluit. Ek gaan ook vir pastoor Sissel vra, as dit reg is om vir ons net die diens te kom afsluit na die sange. Halleluja. Vader, ons eer U. Vader, ons loof U. In die naam van U Seun. Vader, ons eer U. Vader, ons loof U. In die naam van U Seun. Vader, ons
broers en susters daar agter na die diens, Renier en Dina, twee pragtige mense wat by ons ingeskakel het en hulle het hulle sommer self aan die werk gesteek. Is dit nie fantasties nie? Weet jy, ek wens so al die nuwe lidmate wil hulle self aan die werk steek. So hulle gee vir u heerlike koffie. So as jy 'n lekker koffietjie drink, dan gaan doen dit daar saam met hulle, nee, en saam met die gemeente. Pastoor Sissel, staan net hier by my. Hierdie is 'n baie kosbare man van God. En hy het soveel jare saam met my in hierdie gemeente gestaan en ek sal eer u. Ek sal eer u. U is 'n goeie kind van God. Here, ons dank U, U is inderwaarheid die Alfa en die Omega. U is die begin en U is die einde. En Here, die hele aarde is vol van die heerlikheid van die Here onse God. En Here, ons wil U vanmôre opnuut dank vir U Gees. Here, baie dankie dat U ons nie as wese agtergelaat het nie, maar dat U die Heilige Gees gestuur het as 'n trooster, om by ons te bly en om in ons te wees. En Here, baie dankie dat ons daai wonderlike teenwoordigheid van die Here ten alle tye kan ervaar, prys sy wonderlike name. En Here, U woord sê, the anointing breaks the yoke. En Here, ek dank U vanmôre dat ek weer die salwing van die Heilige Gees breek elke juk van die vyande. En ek bid vanmôre in die wonderlike naam van Jesus dat die mag van die vyand gebreek sal word en dat die salwing van die Here vanmôre op elke kind van God sal val wat in hierdie gebou is in die wonderlike naam van die Here Jesus. Halleluja, word verheerlik in ons midde. Broer en suster, ek glo God wil nou jukke breek. In die naam van Jesus, as u 'n juk het of u weet van iemand, steek nou u hand op en ons gaan nou daarvoor bid. Dat die Here dit gaan doen in die wonderlike naam van Jesus. Dankie Here, U het nie gekom om sondaars te veroordeel nie, maar sondaars tot bekering te roep. En ek bid nou in die naam van die Here Jesus, dat hy elke juk van die vyand sal verbreek. Elke juk van siekte, elke juk van finansiële probleme, dat dit nou sal verdwyn in die wonderlike en lieflike naam van die Here Jesus. Amen. Loof die Here se naam, man, is dit nie 'n wonderlike gesalfde van die Here nie. Loof sy naam. Sê vir die een daar langs jou, dit was lekker om saam met jou in die kerk te wees. Die Here bless julle. Halleluja. Want U is voor